Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer 'n mens groot uitdagings aanpak, openbaar dit sekere vermoëns binne 'n mens, wat nooit sou uitgekom het, as jy nie deur daardie uitdaging gegaan het nie. Net soos wat 'n mens sien, wat in 'n buisie tandepasta is wanneer jy die buisie druk, wys uitdagings gewoonlik waarvan ons gemaak is. Het jy al gehoor dat mense sê, ek sal nooit kan deurgaan waardeur daardie persoon gegaan het nie. Ek sal dit nie maak nie. En dan gaan jy daardeur, en raai wat? Jou hart bly klop, en jou lewe gaan aan. Jy sien, 'n mens weet nie waartoe jy in staat is, totdat jy deur sekere dinge in jou lewe moet gaan, of sekere dinge moet hanteer nie. God kon vir Abraham in die gemak van Ur laat bly het, en Moses in die Farao se paleis. Hy kon Daniël uit die leeukuil gehou het, Nehemia uit gevangenskap, Jona uit die walvis, Johannes die Doper weg van Herodes, en Paulus weerhou het van skipbreek. Maar hy het nie. Om die waarheid te sê, God het elkeen van hierdie beproewings gebruik om hierdie mense nader aan hom te bring. Om volharding, karakter en hoop in hulle lewens voor te bring. Wanneer uitdagings in die lewe oorweldigend is, kan jy in die versoeking kom om op te gee. Maar God wil nie hê jy moet terugdeins van moeilike situasies nie. Hy wil hê jy moet hom deur daardie uitdagings vertrou en daaruit leer. As jy elke keer probeer weghardloop wanneer groot uitdagings oor jou pad kom, sal jy dit mis wat God vir jou deur daardie uitdagings wil leer. Dan is die kans ook goed dat jy daardie lewensles sal moet herhaal. So staan eerder sterk ten spyte van uitdagings, terwyl jy op God vertrou. Soos Dawid skryf in Psalm 16 vers 8, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Here, vandag is my hart gevul met onsekerheid, as gevolg van die uitdagings wat ek huidiglik in die gesig staar. Gee my die krag om te volhard, die wysheid om die regte besluite te neem, en die moed om elke struikelblok met geloof te oorkom. In Jesus naam bid ek dit. Amen.